1 Johannes 2 vers 14 tot 17. Ek het vir julle geskrywe, kinders, omdat julle die Vader ken. Ek het vir julle geskrywe, vaders, omdat julle Jesus ken wat van die begin af daar was. Ek het vir julle geskrywe, jong mense, omdat julle sterk is en die woord van God in julle bly en julle die bose oorwin het. Moenie die sondige wêreld en die dinge van die wêreld lief hê nie. As iemand die wêreld lief het, is die Vader se liefde nie in hom nie. Die wêreldse dinge, alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy gesteldheid op besit, kom nie van die Vader nie, maar uit die wêreld. En die wêreld met sy verleidelike dinge gaan verby, maar wie die wil van God doen, bly ewig lewe. Ons word elke dag gebombardeer met advertensies, met maatskappye en met winkels wat allerhande dinge aan ons wil verkoop, allerhande pragtige mooi dinge, en ons laat wil glo, ons het dit nodig, ons kan nie daarsonder lewe nie. En so word baie mense mislei en verlei. Hulle gaan self skuld aan om dinge te koop wat hulle regtig nie nodig het nie, net omdat hulle glo, hierdie ding sal hulle gelukkig maak. Want mense is so gou om dinge te sien en dinge te begeer en hulle geluk in dinge te soek. Maar Johannes skryf vir ons en sê, ons moet pas op, ons moenie die sondige wêreld en die dinge van hierdie wêreld lief hê nie, want iemand wat al hierdie verleidelike dinge van die wêreld sien, dit lief het, daarvoor leef. God se liefde is nie in hom nie. Wat 'n verskriklike ding. En hoeveel Christene, sogenaamde Christene is daar, wat kerk toe gaan, maar wat die wêreld lief het en die dinge van die wêreld lief het. Johannes kom herinner ons daaraan, dat die wêreld met sy verleidelike dinge aan die verbygaan is. Want daar kom 'n dag, en dit is vir elkeen van ons dalk baie naby of dalk nog oor 'n paar jaar, maar dit kom, 'n dag wanneer ons sonder al ons besittings alleenig voor God gaan staan. Dan gaan al jou besittings en al jou geld, jou mooiste motors en al jou duur juweliersware en jou pragtige groot huis nie meer daar wees nie. Maak nie saak hoeveel jy in hierdie lewe bymekaar gemaak het nie, jy kan niks daarmee met jou saamvat in die ewigheid nie. Daarom sê Johannes, moet julle self nie laat mislei nie. Maar, hy het ook vir ons baie goeie nuus, en daarmee het hy eintlik begin, en miskien moes ek ook daarmee begin het. Hy sê, ja kinders, ek weet, vaders, ek weet, jou mense, ek weet, julle hoef nie aan hierdie druk van die wêreld toe te gee nie, julle kan dit teenstaan, omdat julle sterk staan in die woord van God, en God in julle bly. Weet vandag, as kind van die Here, is jy sterk in die woord, is jy sterk in God, is hy by jou, en daarom het jy die vermoë, deur sy Heilige Gees wat in jou is en deur jou werk, om nee te sê vir die aanslae en ook vir die versoekings van die wêreld. Plaas jou vertroue vandag op God, leef vir hom, leef voluit vir hom, en moenie die sondige wêreld en die dinge van die wêreld lief hê nie. Nee, wees lief vir God. Here, vergewe my waar ek baie keer my laat verlei deur die dinge van hierdie wêreld, deur besittings, deur geld, blink liggies en mooi dinge. Here, maar dankie dat ek weet, ek hoef nie toe te gee aan die versoeking van die wêreld nie. Ek kan maar net voluit vir U leef, want U leef in my. Ek is U kind, ek behoort aan U, die lewende God. Amen.